Goed, eerste as jy 'n fermentasietank wil bou, moet jy 'n 40 ml tankconnector insit onder waar jou geyser element gaan ingaan. Sny 'n gat daarso. As jy laat hom ingly met 'n pyp van bo af. Kry iemand om jou te help, vang hom onder. Trek hom deur. Draai vas. En dit is nou waar ons die element gaan insit. Hierso is waar ons die termometer inskuim saam met die eenrigting klep. So jy sit 'n bietjie toiletpapier in om te keer dat die skuim nie heeltemal deurgaan nie. Sit die toiletpapier so in die helfte van die pypie. Dis 'n 20 ml pyp daai. Sit jou skuim van bo af in. En laat hom droog word. En dan kan jy die termometer vasmaak met 'n kabeltie. Dis die T-stuk. Sit 'n bietjie plumbing tape om. Daar's jou eenrigting klep. Sit hom op jou T-stuk. En dan sit jy nou maar net die pype in. Onder en bo. Aan die bokant kom jou termometer. Druk sy probe kabel deur, laat hy deur gaan. Aan die onderkant om te konnekteer aan jou 20 mm tank connector, het jy daai fitting nodig. Daar sy. En dan pas hy op jou 20 mm tank connector. Hier boor ons 'n gat in die deksel van die flowbin, waar ons dan nou die temperatuurmeter, die termometer en die eenrigting klep gaan opsit. Daar is die 20 ml tank connector, ons sit 'n bietjie plumbing tape om. Druk jou probe deur en dan druk jy net die hele fitting daarso op. En daar sê dis klaar. Dit is wat hulle in Engels noem reducing bushing, 40-32 mm reducing bushing. So het hom nodig om die geyser elemente laat pas in daai tank connector daaronder, daai 40 ml tank connector waar ons die gat geboor het. Sit jou plumbing tape op, sit jou reducing bushing op en dan draai hom in. Goed, nou wil ons die plastiek tank uithaal, want ons wil isolasie omsit. Haal daai 2 yster pypies bo uit. En dan trek jy die plastiek tank uit. Vat jou dak isolasie. Plak hom eers vas aan die een kant met duct tape. Dan rol jy hom. Jy hoef nie nou die gat te sny vir die deksel nie, dit kan jy doen as alles klaar is. Plak hom weer vas. Jy kan ook gewone, soos die pink aerolite tipe isolasie gebruik. Nou nie aerolite nie, want hy juk verskriklik baie. Maar die wat van herwinde plastiek gemaak is, kan jy ook gebruik. Het lyk net nie so netjies soos hierdie wat soos tinfolie lyk. Goed, so dis nou die een kant, maar ons moet nog die ander kante ook nog toemaak. Nou gaan ons na die sykante toe maak. Weer 'n keer plak vas voor jy begin.
En dan rol jy hom net om. Goed, nou gaan ons die gat oopsny waar die deksel kom. Sit hom terug in die raamwerk. En sny net mooi netjies rondom die prop. Daar sy. Mooi netjies. Zet jou ysters terug. Goed, volgende wat ons gaan oopsny is onder by die kraan en by die element. Sy. Goed. Nou vir jou digitale temperatuurkontroleerder. Hy het ook 'n probe, 'n temperatuurprobe wat in die water hang. So ons moet 'n gat sny. Jy sal sien dit is nie direk oor die geyser element nie, is net 'n bietjie regs van hom. Sodat hy nou nie die hele tyd daai warm water optel wat opkom nie. So jy sit hom deur daai fittingkie, kan silikon gebruik of skuim om in te sit. Daar is 'n digitale temperatuurkontroleerder. As jy nie 'n digitale temperatuurkontroleerder wil gebruik nie, kan jy net 'n gewone geyser termostaat gebruik. Onthou, jy moet hierso 'n elektriesien gebruik om hierdie elektriese koneksies te doen. Moet dit nie self doen nie.